Valentijn, baie welkom by vandag se episode van Wat Jy Storie. Dis regtig baie lekker om jou te hê vandag. Baie dankie. So vir die wat nou nie weet nie, jy is eintlik die hoof van innovasie by Solidariteit se skole ondersteuningssentrum en ook deel van Volksskool. Maar ook jy's 'n voormalige wiskundeonderwyser. So jy's seker nie baie bekend gewees op skool. Nou was jy een van die goeies gewees. Ja, wel, ek hoop ek het my impak gemaak terwyl ek nog skool gegee het, maar ja, ek geniet die wiskunde ook. Dis goed. Ek voel as jy daarom wiskunde kan 'n goeie onderwyser uitstap, dan is dit goed, want ek voel die wiskundeonderwysers kry maar 'n bietjie sleg partykeer by die kinders, maar ons hoop maar jy's een van die goeies gewees. Maar ek wil eintlik vandag bietjie met jou gesels oor die uitdagings in skole wat tans aan die gang is en die waarde van moedertaalonderrig. En ek dink dis iets wat eintlik so belangrik is en wat mense nie eintlik besef nie, maar ook hoe aanlyn hulpmiddels soos Volksskool nou onderwysers, maar ook leerders kan versterk. Maar voor ons by al daai lekker dinge uitkom, wil ek bietjie sê, ek dink die toekoms van skole lyk baie anderste as wat ons dink dit is. Ons is nog bietjie in die tradisionele kant en alles, maar ons eintlik 'n hele nuwe wêreld wat wag op ons. Maar voordat ons daarby uitkom, vertel ons bietjie wat's jou storie en hoe jy hier vandag uitgekom het. Ja, so ek was, soos jy nou genoem het, ek het oorspronklik begin as 'n wiskundeonderwyser vir hoërskoolkinders graad 10 tot 12, 7 jaar wiskundeonderwyser gewees en toe het ek maar by die Solidariteit beweging aangesluit en dis nou my 13 jaar deel van die skoolondersteuningssentrum en waar ek nou intussen hoof staan van die Volksskool en eintlik oorspronklik begin deur ons wiskunde vakvereniging op die been te bring en so die skoolondersteuningssentrum eintlik dienste begin lewer binne in die onderwysomgewing en intussen baie verder uitgebrei. So is nog steeds lekker om betrokke te wees binne in die onderwysomgewing, want daar kan ek nog steeds hooplik ook deur uit die aard van my posisie 'n verskil maak in kinders se lewens, maar ook onderwysers bemagtig vanuit die dienste en produkte wat ons bied. Ja, en ek meen, jy weet eintlik nou as voormalige onderwyser wat hulle nodig het en waar die uitdagings werklik is. Ja, mens moet op hoogte bly ook, maar die onderwysomgewing is redelik dinamies. So hy het al baie verander in die laaste 10 jaar, maar ons bly op hoogte en ons kom fisies by skole uit op 'n maandelikse basis en dit help ons om heeltyd op hoogte te wees van wat gaan aan in skole, wat's uitdagings vir onderwysers en waar gaan dit regtig goed. Ja. En dis lekker. Dis goed. Ek wil, voor ons bietjie te ernstig raak oor alles, wil ek vir jou vra, Valentijn, dis 'n unieke naam. Daai, jou ouers net baie van die dag gehou. Ja. Wat het daar gebeur? Okay, ja, so dis een van twee goed. So die mense onthou jou naam, so dis lekker. Hulle doen, ja. Of hulle vra vir jou verjaarsdag op Valentynsdag. Doen jy? Nee, ek doen nie. Ek verjaar wel in Februarie, maar naby. Maar nee, dis 'n familienaam. So die van der Merwes, daar's twee groot gesinne eintlik of wat oorspronklik hier aangekom het en een van die name wat so deur die jare gekom het is Jan Valentijn van der Merwe en ek het nou gelukkig net die naam Valentijn gekry. Ja. Jy het Jan agtergelos. Ja. Dit is nog steeds my volle naam. Valentijn is my noemnaam. Ja, ek sien dit as 'n voorreg. Ja, nee, wel ek kan dink dat was seker nie so lekker op skool gewees nie, maar soos wat jy ouer word, soos jy onthou mense daarom. Korrek, ja, op skool, maar soos enige kinders, jy gaan maar deur, kinders wreed, as vir hulle jonk is, mens word maar gespot en so, maar ek dink, maak mens uiteindelik sterker, en kyk nou, identiteit. Exactly, jy is nou die hoof van innovasie, so waar is hulle vandag? Maar sommer op daai noot, vertel ons bietjie meer van Volksskool. Ek dink, daar is nog baie mense wat nie bekend is met dit nie. Is dit iets wat nog in die wolke is? Is dit 'n realiteit? Is dit 'n droom? Waar staan julle met Volksskool? Ja, so Volksskool het ons begin hier in 2018 alreeds, met die oorspronklike doel is om Afrikaanse gehalte inhoud beskikbaar te kan maak vir alle kinders, maar ook onderwysers, ongeag van al ligging of in Suid-Afrika, so in Afrikaans. So dis oorspronklik die gedagte gewees en intussen het dit uitgebrei na 'n platform wat verskeie dienste bied vir, ons hoef nie te veel in die detail in te gaan nie, maar daar is ondersteuning vir onderwysers op ons platform en ons bied vir hulle verskeie dienste en natuurlik dan inhoud vir leerders in die vorm van video's, werkkaarte, assesserings en meer van graad 4 tot graad 12. Al die laerskoolvakke en meeste 16 of 17 hoërskoolvakke ook. So dit is nou nie net vir
ouers wat bekommerd is of onderwysers wat ietsie het nie, leerders kan opgaan en vir hulle self ekstra hulpmiddels gaan kry. Korrek. Ja, so ons het skole wat 'n Volksskool as geheel as 'n produk opneem binne in die skool waar al die kinders en die onderwysers dan toegang daartoe kry. Maar dan het ons ook tuiskoolkinders wat dit gebruik as hulle juffrou of hulle meneer, so hulle kry so toegang tot gehalte lesinhoud. Of net selfs kinders wat dit gebruik as ekstra klasse daar buite teen 'n bekostigbare prys. Ja, ek meen, ek byvoorbeeld was een van die kinders wat ekstra wiskunde klasse gekry het, dis hoekom ek jou so vra oor die wiskunde, en dis eintlik iets wat eintlik so gepas sal wees. Ek meen, nie almal weet altyd waar my hulp te kry nie. Nou bied julle daai platform om te gaan. Ja, en ek glo ook dit is ook 'n gerieflik om, want jy kan by jou eie huis sit en toegang kry tot inhoud. Jy ma of jou nie noodwendig rondry of by 'n plek uit te kry nie, wat ook reeds uitdagings skep. So ons glo ons voorsien ten minste aan 'n behoefte daar buite en daarvoor is dankbaar. Ja, dis goed. En ek wil eintlik bietjie by jou vra, ons het gevra vir onderwysers en ouers daar buite wat nou bietjie bekommernisse het en ons wil graag jou mening daarop kry. So Ines Brooks, 'n onderwyser in natuurwetenskap en tegnologie vir graad 6 en 7 is, wil graag weet hoe kan die gebruik van tegnologie meer effektief en op opvoedkundige manier op 'n daaglikse basis in laerskoolklaskamers geïnkorporeer of gebruik word. My woorde val sommer vandag. Ja, so mens moet eintlik eerstens tegnologie definieer. So wat meeste onderwysers sien as tegnologie is jou smartboard of al die elektroniese toerusting binne in die klas. Maar tegnologie, daar's verskeie vorms van tegnologie. Volksskool is ook 'n vorm daarvan. Maar hoe ons dit graag wil definieer is, of wat jy eerstens self moet besluit is, waarvoor wil jy die tegnologie aanwend? Want as ek 'n baie goeie elektroniese bord het en ek skryf net op hom, kan ek net sowel dit op 'n witbord doen. So wat is die doel van die tegnologie wat jy wil implementeer? En ek dink dit moet 'n skool of 'n wiskunde departement of wat ook al 'n groep onderwysers self eers bepaal, wat is die doel wat ons wil bereik? En dan wend jy die tegnologie ter ondersteuning daarvan aan. En so om net bloot tegnologie te implementeer is nie noodwendig opvoedkundig verdedigbaar nie. En dit is eintlik wat my opinie sal wees rondom tegnologie. So hoe ondersteun die tegnologie dit wat jy wil bereik in jou klas? En daarvoor kan jy tegnologie regtig baie goed aanwend. Destyds toe ons almal op skool was, het jy maar geluister wat die juffrou sê en sy het 'n handboek of wat ook al uitgewerk en deesdae het jy toegang tot uitstekende video wat jy kan wys. Byvoorbeeld wat ook al die toepassing daarvan is, maar om leerders te betrek, hulle aandag te vestig. En eintlik 'n bietjie meer in diepte kan verduidelik. En jy as onderwyser kan besluit wat ek tipies as vanuit 'n wiskunde onderwysperspektief sou wou gedoen het, is dat ek die eenvoudige goed kan afdek in 'n video. En ek kan dit sommer vir die kinders vir huiswerk gee, want hulle het teorie by die huis op 'n video kyk. Dat ek binne in die klas die hoër orde werk saam met hulle kan doen. Daai huiswerk waar jy sukkel, alleen op jou eie by die huis, dat ek saam met die kind in die klas betrokke is, sodat ek daar is om ondersteuning te kan bied. En hulle te kan help waar hulle sukkel. Dan dis 'n manier hoe jy die tegnologie kan aanwend tot voordeel van jou as onderwyser en tot voordeel van die kind. Daai is baie goed. En ek dink veral daar's soveel dele wat regtig eenvoudig is, maar mens tyd moet opspandeer. En as jy tegnologie gaan gebruik om dit nou beter toe te pas, hoekom nie? So Estelle Joubert, onderwyser in Afrikaans, eerste addisionele taal vir graad 8 en 12, wil graag weet, hoe gaan mense werk met die oorvol klasse vir gehalte onderrig en hoe kan onderwysers Volksskool in vandag se skoolstelsels gebruik om gehalte onderrig te verseker? Goed, oorvol klasse is 'n uitdaging. Alle skole word oorvol. Nie net en ek sluit Afrikaanse en Engelse skole daarin in. Want ons 'n beperkte hoeveelheid skole en ek dink ons bou heeltemal te min. En ek vermoed ook die onafhanklike skolemark gaan baie groei in die volgende klomp jare. Juis om daai behoefte aan te spreek. So die vraag is, hoe kan tegnologie ondersteunend wees tot al die hoeveelheid kinders in die klas? Want dit is heel moontlik. En ek dink dis waar tegnologie 'n baie groot impak gaan maak in die volgende paar jaar binne in die skoolomgewing. Want ons het uiteindelik tegnologie wat
deur kunsmatige intelligensie en so meer. Weet destyds ons 'n klomp tegnologie wat ingekom het in die skool omgewing wat hulle vermoed het gaan dit verander. Dit het nie, maar vir die eerste keer kry kinders en onderwysers toegang tot tegnologie wat hulle op 'n individuele vlak kan help ondersteun. Ja. En weer ons om terug te kom op my vorige opmerking is ons moet die tegnologie gebruik ter ondersteuning van individuele leer. Individuele aandag, individuele leerbehoeftes en ek glo dit is hoe tegnologie kan help. En mens moet dit slim aanwend. So wat gee jy vir die kinders huis toe, wat hulle moet doen by die huis, sodat jy vir jouself meer tyd kan skep in die klas, maar ook sodat jy meer inligting tot jou beskikking as onderwyser kan kry, data. Ja. So as ek vir hulle werk gee by die huis, moet ek tegnologie kan gebruik om terugvoer vir my as onderwyser te gee, sodat ek die kind meer op 'n persoonlike vlak kan antwoord of kan ondersteun en dit is wat die tegnologie moontlik maak. Dis ook hoekom mense in 'n skool assesseer. Jy assesseer nie om te kyk of wat is die punte van die kinders nie. Jy assesseer eerstens om te weet hoe goed verstaan die kinders die konsep en jy moet tegnologie aanwend om daai antwoorde vir jou te gee sodat jy beter kan ondersteun. En dit kan versterk. Ek wil sommer vir jou vra kunsmatige intelligensie. Ek dink dit is nou 'n groot onderwerp deesdae. Is dit iets wat onderwysers voor bang moet wees of is dit eerder 'n beter ding wat hulle kan toewend? Wel, dit is beslis hier om te bly. En die vermoë van kunsmatige intelligensie, as jy net 'n jaar terugvat, die vermoë wat dit het teenoor nou, dit is enorm die spoed waarteen dit uitbrei en die gehalte daarvan. En daar's 'n vrees, nie net aan onderwysers se kant nie, ook aan die ouers se kant, want skielik het die kind ook toegang tot hierdie tegnologie, is dit veilig, wat sien hulle, en so meer. Gaan dit eerder die huiswerk doen as jy kan? Korrek. En ek dink hoe mens daarna moet kyk is hoe wend jy dit aan? So hoe gebruik die onderwyser dit om seker te maak dat die kinders regtig beter verstaan? So ek dink dit is wat onderwys op sy kop gaan draai. Die tradisionele manier van kennisoordrag wat ons uit 'n sekere vaste stel inligting net kennis wat die kinders oordraag en hoe ons hulle gaan assesseer gaan drasties verander. Ja, dit gaan nie meer wees as wat dit was want nie. Jy gaan nie meer nodig hê om klomp teorieë in jou kop vas te vang en dit weer te gee net bloot in 'n toets nie. Het gaan baie meer sterker fokus op die interpretasie daarvan, die verwantskap tussen verskeie vakke en inhoud en so meer en hoe ons dit kan toepas. En ek dink dit gaan kinders op 'n baie dieper vlak assesseer as wat toe ons op skool was. En dit maak my opgewonde. Dis goed. Ja, ek voel daai is 'n mooi manier om daarna te kyk. Renée Brooks, onderwyser in Engels heers tradisionele taal vir graad 8 tot 11, wil graag weet, een ding wat ons al hoe meer in hoërskole sien, is dat leerders KI en ander tegnologie gebruik om huiswerk te doen en take te voltooi. Ons probeer juis om weer weg van tegnologie te beweeg, aangesien ons wil hê dat leerders hul eie kritiese denkwyses moet ontwikkel. Is daar 'n moontlikheid of is daar 'n moontlikheid dat of 'n ander manier hoe ons eerder tegnologie as 'n hulpmiddel kan gebruik? En ek wil ons het nou 'n bietjie daaraan aangeraak. Is dit moet mens kinders aanmoedig om dit te gebruik? Limit mense tot in die klas? Hoe sal jy sê? Ek dink daar's my 2 of eintlik 3 aspekte. Ek het reeds geraak aan hoe ons kinders assesseer gaan definitief moet verander. Ek was hoef nie daar verder uit te brei nie. Die tweede deel is die feit dat die tegnologie daar is, maak dit moontlik vir 'n kind om op verskeie maniere 'n konsep te baas te raak of daarop te reflekteer en jy kan die KI 'n klomp vrae vra en goeie antwoorde kry sodat jy beter verstaan. Ek dink dit is 'n geweldige voordeel. Ja. Die vraag is hoe veilig is dit? Van die Volksskool se kant af werk ons spesifiek wat ons baie binnekort gaan beskikbaar maak waar ek ook opgewonde is. So julle hoor dit hier eers. Ja. Is KI wat veilig is, wat nie noodwendig blootstelling het tot die hele internet nie. So dis KI wat jy kan vertrou en dis gebaseer op die kurrikulum se konteks en kinders kan daaruit vra
en goeie antwoorde vanuit die kurrikulum wat kinders moet leer, sal jy dan goeie antwoorde terugkry. So ook gaan ons dit vir onderwysers doen. Ja. So daar's opwindende tegnologie en produkte op Volksskool wat kom. Maar ja, dat ons dit moet benut, absoluut. Ja, so ek dink eerder mens moet nie probeer wegbeweeg daarvan nie, mens moet net die veiliger roete kies en die regte produkte wat beskikbaar is gebruik. So verskeie onderwysers is skrikkerig dat dit dalk hulle gaan vervang. Ek dink glad nie dit gaan nie. Ek dink net die rol van die onderwyser gaan nog meer belangrik raak in terme van om op dieper vlakke seker te maak dat kinders konsepte baas raak. Ja. Want jy hoef nie meer teorie te verduidelik nie, ja, maar jy moet ondersteun, jy moet en seker maak die diepte van verstaan versterk. So ek dink onderwysers se rol gaan baie belangriker word om sin te maak van hierdie geweldige magdom van inligting wat kinders tot hulle beskikking het. Ja. Om seker te maak dat hulle die regte goed leer en goed verstaan. Ja, nee, ek dink daai is belangrik. Johanay van Jaarsveld wat 'n laerskoolonderwyser is, wil graag weet, daar is te veel werk wat behandel moet word in 'n spesifieke tydlyn en kinders hou nie daarby nie. So, hoe kan mens daai Ja, ek dink daar's heeltemal te min verantwoordelikheid in kinders hande. Ek dink ons moet hulle baie meer verantwoordelik hou. Natuurlik ouderdom gebaseer, maar veral in 'n hoërskool is meeste kinders in die skoolkonteks sit hulle net terug en kyk en dan moet vir hulle gedoen word. Ja. Die vraag is ja, die kurrikulum is vol. My vraag sou wees is tot watter mate probeer ons die kurrikulum voltooi of elke liewe aspek van die kurrikulum dek teenoor eintlik meer in diepte die belangrikste konsepte baie goed onderrig en vas te lê. En dan is daar 'n klomp van die kurrikulum wat deur daardie proses outomaties gedek word. So ons moet slimmer kyk na hoe ons onderrig. En onderwysers moet hulle professionele kennis gebruik en uiteindelik doen wat die regte ding is om te doen in terme van die kind. En wat hulle behoeftes is, ja. Ek hoor dalk, ons hoor onlangs dalk wel goeie gerugte dat die onderwysdepartement meer die administratiewe las en so wil verminder van onderwysers. Sal goed wees. Ek sal bly as dit wel gebeur. Maar ja, onderwysers het 'n baie belangrike werk en verantwoordelikheid en hulle moet self opvoedkundige goeie besluite neem vir hulle kinders in hulle klas. Nee, daar is baie goeie advies. Ons laaste vraag is van Marie Ferreira. Sy is 'n netwerkorganiseerder vir onderwys en skoolleer by Solidariteit. En sy sê neurodiversiteit neem toe. Hoekom en is dit dalk oor tegnologie? Goed, so ek het so 'n bietjie opvoedkunde natuurlik, maar my spesialiteit is nie neurodiversiteit nie. My opinie rakende dit is, dink ek, is dit neem nie noodwendig toe nie. Daar is wel 'n baie sterker fokus daarop, diagnose daarvan, ondersteuning van kinders op verskeie vlakke en ons het spesifieke geïdentifiseerde neurodiversiteit van ADHD na 'n klompie ander goed. Wat 15 jaar terug nie noodwendig die geval is nie. Daar het ons net 'n woelige kind of 'n stout kind in die klas gehad of 'n kind wat sukkel om stil te sit. Nou diagnoseer ons dit. Ja. En ek dink so daar's meer lig op die onderwerp. Wat dit vir ons voel asof dit meer en erger word. Ja. Dit is nie noodwendig, navorsing sal dit duidelik uitwys. Is dit noodwendig meer of nie? Ja. Nou tegnologie nie net vir kinders nie, vir ons as groot mense ook of volwassenes. Toegang tot baie tegnologie is nie noodwendig goed nie. As ek heeldag op sosiale media na video's kyk en so meer, dit is definitief ook nie goed vir ons as volwassenes nie. Maar dit kan ook baie voordelig wees. Sekere kinders met sekere neurodiversiteit help sekere tegnologie soos video's en so vir hulle om baie meer te kan kom. Ja.
So dis daai balans. Ek weet nie of dis 'n moeilike aan. Ja. Nee, maar jy het hom tegnologie jy het hom goed gepak. Maar dit kan ook help. Ja. Dit kan ook help. Hoor jy, ek gesels so lekker met jou en ek voel ons nog so baie om te sê, maar ons kom aan die einde van ons episode en dis wil ek met jou afsluit met ons wat jou antwoord segment. So dis 5 blitsvrae. Vinnig, moenie daaroor dink nie en dan gaan ons rit. Okay. In die klaskamer of aanlyn klas? In die klaskamer. Okay. Is 'n onderwyser nog nodig? Beslis so, ja. Okay. Meer as eentaalonderrig of slegs moedertaalonderrig? Moedertaal al die navorsing bysit. Okay. 'n Slimfone of tablet of handboeke? Sjoe. Slim tablet. Okay. En dan natuurlik skoolklere of gewone klere? Skoolklere. Hoekom? Want dan sal minder van 'n onderskeid tussen die wat bevoorreg is en die wat nie. Goeie antwoord. Ag Valentyn, baie dankie dat jy hier was vandag. Ek dink ek het ook 'n paar nuwe dinge geleer en as ons enigiets weet is dit onderwysers is belangrik en hulle moet net aanhou en gee vir ons kinders die toekoms wat hulle verdien. Baie dankie dat jy hier was vandag. Dankie vir vandag. Dankie. Cheers vir eers. Daar's soveel nuwe episodes wat wag vir Wat se storie, so maak seker jy bly op hoogte. Gaan volg Solidariteit se sosiale media kanale, Facebook, Instagram, YouTube, selfs Spotify. Gaan luister en gesels saam. Cheers vir eers.